Psalm 143 vers 8. Dis altyd vir my so mooi as 'n mens so ietsie begin raak lees. En jy vra vir jouself af, hoe begin ek my dag? En 'n mens kan ons baie redenasies en elkeen het wat sy eie manier van hoe bedrywig jy is en hoe begin jy jou dag in. En maar as jy nie met die Here begin nie, dan jy kan maar kyk hierdie iewers te loop dinge lelik skeef. As jy nie, dis hoekom ek sit vroegmôre sit ek daar met my beter koffie. Ek sit nou nie toe oor nie, maar ek is met die Here. Dis vir my lekker om my 'n stil oombliekie te gee dat ek net so met die sluk van die koffie, dankie Here vir die dag. Dis wonderlik. Verstaan jy so? Psalm 143 vers 8 gee vir ons so 'n mooi beskrywing wat ou Dawid hierso sê. Hy sê, laat my u goedertierenheid in die môre hoor, want op u vertrou ek. Maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot u. Maak my bekend. Dit is dan mooi. As ons God kan in die môre vertrou en vra, Here, maak vir my pad vandag bekend. In hierdie oggend, in hierdie dag. Want 'n mens weet nie wat voor lê nie. Is dit nie wonderlik om te kan sê, ons wat juis net 'n ou asem, alhoewel ons dink ons is hier ook. Verstaan so, om net by die Here te kan, want ons praat van God se teenwoordigheid. Om daai teenwoordigheid te kan voel in die oggend te sê, joh, Here, maak vir my pad bekend. Want ons praat mos, ken hom al jou weer, en praat elke oomblik met hom. Ek weet nie waar, ons het ons groot geword in die ding van, jy moet nou iewers moet jy nou gou gaan sit en bid in die oggend, of jy moet gou gaan sit en bid in die aand. Man, weet, dit is die grootste nonsens. Jessie man, ons verhouding moet met God so wees, dat ons elke oomblik, elke kans wat jy kry, met God kan praat. Hoekom moet jy nou eers loop op stil raak hier wegkruip en praat met die Here man. Here, maak my dag vir my bekend. Wys vir my op hierdie nuwe dag. Wat moet ek doen? Want ons gaan opmors man. Verstaan jy, maar as ons in die teenwoordigheid, wat ek graag wil met ons gesels, God se teenwoordigheid, hoe? So, as ons kan in sy teenwoordigheid beweeg, dan raak hierdie vir my so kosbaar. Kyk net wat sê Johannes 10. Nou God sê vir ons so mooi, as jy my teenwoordigheid opsoek, kyk daar met alles in die woord, is daar 'n moed. As jy dit doen, sal ek dit doen. Want daar is 'n belofte wat die Here, maar ons het van ons kant af 'n verantwoordelikheid. Nou kyk, hierdie is seker vir my die kosbaarste, of kom ek sê, die woord is kosbaar, maar een van die kosbaarste tekste wat jy in hierdie woord kan kry, Johannes 10, vers 28, wat hy sê, en ek gee hulle die ewige lewe, hoor nou mooi, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk. Jo mense, dis daar 'n baie groot belofte van God. Maar jy moet my dien. Yes. Ons kan nie op agteroor sit en opryte maak soos ons wil nie, maar jy moet my dien. Dan is die belofte 'n werklikheid. Verstaan jy? Dan kan God vir ons die pad wys. Want as ons nie in die Here is nie, as ons nie deur die Gees van God gelei word nie, hoe kan God vir ons die pad wys? Want jy is nie sensitief in die Gees nie. So dit is vreeslik belangrik vir môre mense. Dis hoekom ek hierdie afgelope tyd so baie praat oor die teenwoordigheid van God in ons lewe. Want dis hy wat vir ons perspektief gee, soos laat Sondag. Hierdie Sondag wil ek nog verder 'n bietjie praat, nie oor perspektief, maar oor iets anders wat ek ons gesê het. So ek is opgewonde want God begin lei vir ons baie dieper in. Ons kan nie so flout nie. Hierdie flout, dis soos ons nou gepraat het van, dan wil ons pannekoek verkoop vir R10,
en ons wil sok verkoop vir R35 en ons, verstaan jy, ons wil uitbuit en ons wil doodmaak en ons wil verneder en ons wil, verstaan jy, man hierdie goed werk nie. As ons in God se teenwoordigheid, man, daar gebeur dinge. Want 'n flout Christen is 'n dooie Christen. Regtig, dis 'n niks werd ding daai. Hy beteken niks vir die samelewing, hy beteken niks vir die koninkryk van God. Niks. So ek like van die storms, laat hulle maar kom. Maar ek sê jy moet lewe kry en die gees van die Here en waar ons in die teenwoordigheid van God, ons moet werklik dieper en dieper gaan, dat ons hierdie God kan ontdek. Wat sê Matteus 7 vers 7? Soek en jy sal vind. Ek sê altyd, soek totdat jy vind. En moenie ophou soek nie. Al het jy gevind, moenie ophou soek nie, want daar's nog te veel wat ons moet ontdek. Want in die teenwoordigheid van God is daar te veel om te ontdek. In die kort tydjie op aarde wat ons hier gaan wees, gaan jy nooit alles van God weet nie, want hy's te groot. Net as die mens dink hy het nou 'n idee wie God is, dan wys God weer 'n ander sy van hom. Yes, Here, nou sien ek, U is absoluut te groot. En dis mense, weet, alles lê in ons stilte tyd. Amen. Yes, ek kan seker baie irriterend wees, maar wie as ek daar teen die see sit, en ek sny my af, van alles af, dan openbaar die gees van die Here vir my, soveel dinge van God. Want hy is die een wat God se hart ken. Ons is so bevoorreg, om die Heilige Gees te hê, om die Vader se hart aan ons bekend te maak. En hierdie Gees woon in ons. Wat 'n voorreg mense, wat die wêreld nie het, wat godsdienstigheid nie het, maar wat 'n wedergebore kind van God het, wat toelaat dat die Gees van die Here hom lei. Dis 'n voorreg. En moenie ophou soek, bly soek. Het jy ietsie wat jy... Jesaja 30 vers 21 sê ook daar, en jou ore sal die woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarom, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Kom ons kyk. Jesaja 30 vers 21. Dit is iemand, ek moet sê net 'n dokter. Prys die Here. Hoe net praat jy daar geskryf. Julle sien ons dis nie op papier hoor. Halleluja. Ja, wonderlik man. Nou vanmôre wil ek so 'n bietjie met ons oor God se teenwoordigheid. Kyk, ons kan mos nou altyd praat van sy teenwoordigheid. Maar hoe ontwikkel ek dit? Hoe is dit vir my moontlik om in hierdie teenwoordigheid rond te beweeg? Verstaan jy, ons praat daarvan. Dit is nou maklik, maar hoe kom ek in hierdie teenwoordigheid? Dis belangrik, want anderster is dit maar net, dis nou soos, okay, jy moet vir jou laat doop. Hoekom, waarom, daar's vraag. By elke ding, hoekom, waarom, dit help net, ons sê die woord sê so nie. Die woord sê dit, maar daar's kosbare dinge rondom dit. Hoe moet ek daar inkom? Hoe moet ek stilte tyd? Want ons sit ons met baba Christene ook. So ek vertrou die Here dat ons wat hier is, volwasse raak of is, sodat ons ander kan help mense. Ons is hier met net 'n Woensdag nice time. Ons is hier omdat God jou wil gebruik om iemand anders te help. So dit is belangrik. Hoe kan ons in die teenwoordigheid, hoe ervaar ons daai teenwoordigheid? Want dis nie net wanneer jy moet bid, of wanneer jy hier in 'n diens sit, of wanneer ons miskien hier is, wat jy die teenwoordigheid van God moet voel nie. Elke oomblik. Elke oomblik. En dis moontlik. Yes, ek het gister 'n kosbare ding wat die Here vir my oopgemaak het. Wees heilig, want ek is heilig. Amen. Jesus, weet wat sê die, nou sê die woord, dis net Jesus wat heilig, volmaak heilig. Ek en jy nie. Maar kyk net hoe kosbaar is hier, omdat ons in Jesus glo,
is ons heilig. Dit maak ons volmaak heilig. Is dit, Jesusie man, weet dit was vir my so, joh, Here, hierso is ek nie heilig nie. Al gaan ek hoe kerk toe, as ek nie wedergebore is ek onheilig. Maar omdat ek glo in Jesus Christus en sy opstanding en in sy teenwoordigheid beweeg, skuif ek onmiddellik in heiligheid. En hy, sy skaduwee, sy alle, maak my volmaak heilig. Jesus mense, dit kom, sê net Jesus maak my volmaak heilig. Daar's niks. So ek is en jy is heilig. Volmaak heilig. Want hy maak ons volmaak. Is dit nie kosbaar mense? Want hy het vir ons gesterf aan die kruis. Hy het ons sonde vergewe, so hy maak ons volmaak heilig. Man, dit was vir my 'n eye-opener. Nou in die teenwoordigheid van die Here, dis waar ons hierdie goed kry mense. Dis waar hierdie openbarings kom. Ontwikkel 'n lewensritme wat jou deur die dag aan God herinner. Is dit nie kom? Eintlik alles. Ontwikkel jou leefwyse, lewensritme. Eintlik sê dit 'n leefwyse wat jou heeldag waar jy loop, wat jy doen, wat jy sê, wat jy dink, dis 'n lewensritme, dis 'n leefwyse wat my gedurende. Verstaan jy? Dis hoekom ek vir mense sê, ons mense kan nie meer, man, jy praat nou 'n bietjie oor dit of jy praat nou, maar nou net as dit terug by God, want dis 'n lewenswyse. Want ons is nou te in hierdie heiligheid dat ons oor ander goed wil, want dit is vir jou lekker om oor God te praat. Verstaan jy, want as hy in my is, wat het ek anders te? Verstaan jy, want mense wat, jy's nou te heilig. Prys die Here, ek moet so wees, want ek het in Christus. Ek moet heilig, ek kan nie iets anders te wees, want sy woord sê, ek is heilig. So my lewenswyse, my ritme, so waar ek met mense gesels, waar nou net dan begin praat is oor die Here. Nou net wat jy met 'n sondaar, dan praat jy oor die Here. Alles kom terug, prys die Here. O, die Here is goed. Verstaan jy, het jy al vir jou gehoor? Prys die Here man. As jy dankbaar is, wat die ou sondaar, ag, weet jy. Dis deel van jou lied, prys die Here. Man, weet die Here is dan goed vir my. So hou ons aan. Dit irriteer hulle grensloos my. Ek bedoel, dis ons lewe, dis jou ritme. Ons het nie nou meer 'n ander ritme nie. Dis hoe ons lewe. En dis wat dit so kosbaar maak, mense. Want dit wat binne in ons borrel nou. Dit borrel hier uit, dit borrel in jou gesig, dit borrel. Mense, dis hoekom ek sê ons moenie so 'n suur ding lyk jy man, wat so 'n suurlemoen. My liewe genade. Jy's miskien 18 met jy lyk soos ek. Op 60. Amper 60. Niemand lyk soos 18. Ek en op 60 lyk ek soos 18. Amen. Careful. Careful. Niemand, jy sien maar ons het 'n hip en ons stap. Prys die Here. Die tweede enetjie. Stuur gedurig. Kan iemand vir ons Nehemia 2 vers 4? Stuur gedurig skietgebedjies op. 'n Skietgebedjie is daai, dankie Here. Vir dit wat U nou vir my. Ons het so 'n mooi getuienis. Ek en Christine se poskas het so 'n bietjie begin opdroog. Daar was hy. Hoor mooi, ek murmureer nie. En ek sê nie ons het eendag honger gekry. Daar's net 'n paar goedjies wat ons wou gekry het om aan te vul. En toe 'n antie vir ons kom aanvul en een oomblik gee vir ons R5000. Amen. Toe kon ons nou maandag Springbok toe ry. En ons koop vir ons vleis. Wie is dan lekker om met sakke vleis? Jy draai hom eendag so. Lyk soos 'n merry-go-round. Merry-go-round.
en vleissak. Heerlik. Ek het ons rospina laas so met die stuk styk soos 'n tong hier uithang. Vryk ek van nou. Hier ek nou moet aan moeg gebrood. Dan daai stuk boutjok hier soos 'n tong uit hy sak. Jy. Toe kon ek nou maandag loop swaai ek dan homself tong. Nee. Halleluja man. Verstaan jy so? Prys die Here in terwyl ons koop. Ek praat so met daai ek sê as ek die vleis so ingooi. Ek gewoonlik koop jy mos so 1 of 2 dan net so vir my Christine. Dan vreet jy jy kou hom ons lank. Ek sê maar altyd die tande skil, maar dis jy kou mos jy wil hom nie smaak. Hier lekker. Nee, ek soek 6 tog. Nee, hierdie 2 jog, ek soek 6. Ek 6 vandag. Lekker man. En ek sê dankie Here vir hierdie lekker wors. 6 vandag ook. Wat sê Nehemia 2 vers 4 vir ons? Daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid. Onthou, hy kan nie nou daar voor die koning. Hy skiet gebed. Here gee nou vir my wys. Ek het tot God gebid nou. Prys Here man, is dit nie wonderlik? Hoeveel keer sit ons hier voor mense dat ons nie weet wat om te sê of te doen. Dan vra ons, Here gee vir my wys. Dis 'n skietgebed. Here gee God tog my wys. En God gee. Mense hier in Port Nolloth het ek gekom sien wat God doen rondom wys. Ek sê wie hoeveel sonde wat ek hier bedien, wat ek as ek net kan gesê het, laat my bek net kan so 'n oomblik op, dan dink ek, joh, Here, maar dis nie 'n ding wat ek voorberei het. Dan gee God se gees my daai oomblik. Dis so 'n aware oomblik op. Ja, dit is so 'n groot oomblik. Wat wow, daar gaan die maar so wow oomblik om te kan sê, joh. Here, ek weet mos hierdie is mos nou nie ek wat nou hier. Dis met onsself, met ons almal nie. Ons almal het daai voorreg om te want ons het by God wysheid nodig. Jesus, ons is te dom. Ons het daai nodig. Die derde enetjie. Bid wat jy in jou hart beleef. Want ons praat ons van teenwoordigheid van God. So bid wat jy in jou hart beleef. Wat jy ervaar op daai oomblik. Wat jy met die Here wil praat. Moenie nou oor die of daai. Dit wat jy nou met die Here. Onthou jy beweeg in sy teenwoordigheid. En ons gesels ons nou met hom. Ons praat met ons kommunikeer. Soos jy daar loop en jou hart is nou vol van whatever ook al. Praat met dit wat nou in jou hart is. Kommunikeer met God nou wat in jou hart is. Môre is iets anders wat in jou hart is, dan praat jy met die Here daaroor en sê, Here, dis nou wat ek beleef of ervaar. Ek en Christine is nou in ons harte besig alweer, ons vertrou God vir nog 'n huis. Waar mense nie hoef te betaal nie. Want ongelukkig moet ons nou hier betaal. So ons moet nou geld inkry, mense wat inkom moet betaal, ons kan nie anders doen. So ek vertrou die Here vir nog 'n plek waar waar ons nie hier hoef te betaal nie, waar ons kan mense invat. Want ons het gister daar by ons 'n kind, wie laat sê hulle bessies van die boom daar voor ons plek, daar oor Davida weet. Die kind wil eet daai bessies van hongerte. Want dis sulke tyd wat ek aggressief raak. En die pa loop verstoot met hout rond, hy so dik getik dat hy bly die ding weet waar hy is. En die kind vrek van die kou. Sy het sê vir Christine, sy kry kou. En sy het 'n baadjie keer, maar sy kry kou. Verstaan jy, sulke? En hulle is op die lys dat die kinders moet afgevat, maar hulle weet nie waartoe om met die kinders te gaan nie. Ons het met die Velsin. Hulle weet nie waartoe om met die kinders te gaan nie. Daar's nie plekkie. Daar's nêrens plekkie. So ons vertrou. Dis wat ons nou in die teenwoordigheid van God praat ons met die Here daaroor. Here, ons soek 'n plek waar ons vir mense gratis kan ingaan en ons gemeente,
God sal ons gemeente veelvoudig bless, dat ons hierdie mense kan help. Vir elke een wat ek hier sit, vra ek, Here, vermenigvuldig u seëning oor hulle, sodat hulle kan seën. Want hoe meer ons gee, hoe meer sal God vir ons. So ek vertrou daarvoor. Ek het hier 'n plek wat ek nog met iemand, ek weet net nie of hy sal werk nie, maar die Here het sy tyd. Nommer 4, stel jou daarop in om alles wat jy doen vir die Here te doen. Hou op murmureer. Dis wat ek by Kanaal 7 in Windhoek een keer. Toe's daar so, dis nou die Christelike radiostasie, goeie werk, kosbaar, dit gaan nie vir my daaroor nie. Maar daar's 'n gebyterrein en die ene se pay is te min en daai ene is dit en die ene is te ongelukkig. Maar so gaan dit in besighede oral, verstaan jy, oral. En ons as kinders van die Here is glad nie gevry ware van murmureer nie. Maar die oomblik, ek sê daai dag daar, change jou mindset. Dat dit wat jy doen jy soos vir die Here. Dis wat ons doen. So enige iets wat jy aanpak in jou lewe, doen dit soos vir die Here. As jy nou soos met ons wat met hierdie huise, doen dit soos vir die Here. Johanna wat so opgee, doen dit soos vir die Here. En jou mindset change en jy's gelukkig daaroor. As jy hier by die garage werk, man, maak nie saak hoe onsmaaklik die omstandighede is. God het jou daar geplaas, so jy doen dit soos vir die Here. Here, onthou, wys my die pad wat ek moet loop, Here. Dan kom ons terug. So ek beweeg, en as God my by 'n plek laat inloop, wat nie so nice en wonderlik is, soos wat ek graag dit wou gehad het nie, dan change jy, want jy's in die teenwoordigheid van die Here, so jy change jou mindset onmiddellik, en jy sê, ek doen dit soos vir U. Onmiddellik is daar 'n positiwiteit in jou lewe. En jy murmureer nie oor wat jy doen nie. Onthou, ons is mos net ambassadeurs. Moenie vergeet, jy's nie hier geplaas vir altyd nie. So moenie jou werk vergeet nie. Moenie jou roeping vergeet nie. Jy's nie hier om by mekaar te maak nie. Jy's nie hier om nice time en lekker lewe te hê nie. Jy's 'n ambassadeur wat die koninkryk van God moet kom bekendstel in Suid-Afrika, Namibië, waar God jou sit. So jy doen dit soos vir jou koning. Want hy's oor jou. Kyk net hoe kan ons murmureer oor goedes wat God vir jou juis meer opgeplaas het. Dis nog 'n vers wat sê wat goed daaraan voel. Ek gaan nou vir jou, weet my ou vriend het vir my nou ja so mooi, hy sê alles wat met jou gebeur is nie teen jou nie. Dis vir jou. En toe besef ek, Here, elke aanslag wat daar is nie teen jou nie. Dis God se plan vir jou. Elke vernedering is vir jou. God het dit so bewerkstellig. Dis vir jou. As jy moet bankrot speel, dis vir jou. Onthou, alles wat in die lewe gebeur, kan net met God se toestemming gebeur. So dis vir jou eie beswil. Lees hom voor jou nou. Kolossense 3:23. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Wat is dit? Kolossense 3:23. Ons het hom op die busie gehad. Ja, van nou sê, dit is Ons ons het skrif. op ons busie gehad, dit is so. Dit wat jy doen dit vir die Here. Want jy is in sy teenwoordig. En jy is heilig. Hey man, dit is hoekom ek so aan die spring wil raak. Maar ek moet hierdie seker dat ek dan nou gesien my beentjies begin dink, maar ek sal moet versigtig spring. Dat ek nou nie as iemand wil vir ons 'n reistool geskenk. Ek met die reistool in die kerk het na so 'n spring sessie.
Baie lief. Nou die 5de puntjie. Oefen jou daarin om mense deur God se oë te sien. In sy teenwoordigheid sien ons net wat hy sien. Ja? Ons kan nie iets anders sien nie, want hy is mos die lig op ons pad. Nou hierdie is vir my self. Want ek praat hierdie muurpapiere. En die grafsteenklippe. So ek moet nou begin change. Ek moet my mindset change, want ek wil in God se teenwoordigheid bly. En hierdie muurpapier maak dat ek uit die pad uitgaan. Ek wil ook iets eintlik getuig, maar dis eintlik ja. Elke aand as jy ons moet nou bid vir ons kos, né? Here, seën die voedsel, seën dit in ons liggaam. Gaan met hulle wat dit nie het nie. Dan vra die Here vir my, wat doen jy daaraan? Amen. Presies. Dis soos ek wou dis so 'n dingetjie wat ek op Facebook gesit het van die ou. Wat is die ou swarte wat daar in Windhoek so kos gegee het en hare geskeur het? Want ek kan nou nie onthou. Ja. Nou kan ek nie onthou nie, maar hy daar in Katatura het hy so 'n barbershop gehad. Nou meeste van sy geld wat daar uitkom, gee hy net vir al hierdie boemelaars. Gee hy, maak hy nou kos. En wat so laat nag wat een nou gekom, slaat hy daar aan sy deur. Onthou hy was 'n groot nommer in die tronk hierdie ou. Wat nou so die Here se lewe gechange het. En nou slaat een in die deur en toe hy oopmaak, toe wil hy hom nou gas gee, want dis laat nag, seker nou 2 of 3, jy weet mos hoe se dranklap. Me toe, ons drink mos tot 2, 3 dan ons is seker nou moet braai. Dan besef jy is nou honger. Nou jy toe daai so voor uitpas soos hy nou honger, toe loop soek hy nou sy kos. En toe wil hy hom nou daar gas gee en toe praat die Gees van die Here met hom en hy sê vir hom, dis sy kos, gee sy kos vir hom. Hy het dit net laat kom hang, maar gee sy bord, dis sy bord, dis nie jou bord. Dit was my nogal, joh, Here, sal ek daai dit opstaan vir 'n bord kos, jy weet mos wat er is tyd om te eet, nou 2 of 3 uur nou. Gee sy bord kos, yes. So, kyk maar die mense deur God se oë, na elke een. Ons is so vol tekortkominge, verstaan jy? So in God se teenwoordigheid, wanneer die spieël met jou begin praat, want die spieël is nou naby jou. God se teenwoordigheid, God is ons spieël. So wanneer ons dan begin sien jy die tekortkominge in jou lewe, want sy teenwoordigheid wys vir ons, hoe lyk jou hart? Kyk na mense deur God se oë, want die oomblik as ons een ding kan besef, God het almal lief. Maak nie saak wie jy is, God het almal lief. Hy het nie voortrekkers nie. Hierdie, ek is sy oogappeltjie, dis 'n lieg man. Dis 'n lieg. Jy kyk dit maar, wat is daai giftige appeltjies? Jou hart is vol giffies. Nie 'n gifappeltjie. Nee, ek is die original. Ja, ons is die original man. Nee, verstaan jy so om te besef, ons sê ons altyd, ons weet nie in watter hoe sal ek sê, wat mense se omstandighede is. Ons weet nie waar God besig is met elkeen. Eerste mense, ek gaan volgende Woensdag. Ek is alweer so opgewonde. Wie ek doen so navorsing, ek bly in die woord man. Ek wil praat oor die 4 geeste. Want wie dis so bietjie af te by, wie hoe kosbaar, jy word gebore met hierdie gees. Met 4 geeste. Waarvan introvert, ek vat 'n simpel voor, die een is 'n introvert, die ander is 'n extrovert. Jy kan dit nie change. Jy word gebore met die ding, jy word groot geword, dis jou karakter. Maar nou hierdie gees is daar, nou ons gaan praat met hierdie gees. Maar ek wil net vir jou so dat jy voel. Ons sit met soveel skuldgevoelens oor ons sekere dinge. Jou karakter en jou persoonlikheid is dis wie jy is. Jy is so groot gemaak.
Maar die gees van hy gaan nooit weg nie. Dis so kos, en die woord is alles daar. Toe ek op die skrifte, ek sê, Here, kyk hoe stupid, alles staan in die woord, veral in Spreuke, alles staan daar, met hierdie 4 geeste, wat in die mens is, elkeen verskil net van wat gee. So, die oomblik as ons dit kan verstaan, dis nou nie hierdie groen, blou, rooi, wat se moet as iemand. Dis om te kan verstaan, introvert is 'n introvert, dit sal altyd 'n introvert bly. Maar hoe God se gees die introvert help om hom te ontwikkel. Joe, wie my bek aan oop. Mense, dis teenwoordigheid van God. Verstaan jy, as jy God opsoek, kyk jy die Openbaring. Joe, daar's 4, dis net verskriklike snaakse name. Ek sal nog gaan Google en kyk wat beteken, ek weet wat dit beteken, maar of daar nie 'n makliker betekenis is, want dit is verskriklik. Pastoor, ek wil gou iets getuig. Jare terug, so 'n paar jaar terug, toe my jongste dogter vir my kom sê, sy 'n verhouding met 'n kleerlingman. My oorlede man kon dit nie aanvaar. En daai tyd toe was ek baie naby aan die Here gewees. Toe praat ons nou so, en ek sê toe vir my man, ons kan nie daai kind oordeel nie, want die Here het my geantwoord, sy DNA is in daai kind en in my oor, so ons kan nie oordeel nie, en so het ek hom toe geaanvaar. Wonderlik. Elkeen sit met 'n karakter en 'n persoon, kosbaar, maar ek kom nou, anders gaan ek nou daai ding, my bek, jy sien ons nou al klaar, ek gaan vir julle 'n tweedehandse preek Ons gee. kan nog gaan. Halleluja. So ons gaan deur God se woord. Ja. Wanneer jy daagliks selfondersoek doen, luister na God se stem. Dit help nie ons gaan sit by die Here en ons ondersoek ons hart en jy sien maar hier is fout, jy weet jy, en God se gees wys vir jou, Willem. Is dit nie wat praat? Onthou God se gees praat deur ons gewete. Jou gewete sê vir jou, so luister, moenie die ding onderdruk nou nie. Want jy maak dat jy uit sy teenwoordigheid uitbeweeg. Yes. Want hoekom hoor jy dit? Hoekom het jy stilte tyd? Hoekom wil ons gaan luister? Om te verander. Ons wil nog nader aan die spieël beweeg. Mense, hoe kosbaar is dit om nader en nader en nader. Hoe nader jy aan God, hoe meer sien jy in jouself jou tekortkominge. Dis kosbaar, mense. Dis regtig kosbaar. Soos die Gees van die Here praat, luister. Dit skuif jou. Dit skuif jou. Dis waar dinge gebeur. Mense, want as ons nie, dan kom hoogmoed en hoogmoed vat weer 'n tree terug. Nou moet jy eers weer. Hoekom moet jy nou eers weer pak kry? Dis nie nodig. So in God se teenwoordigheid beweeg. Hier mense, dis net 'n ander storie. Weet jy, ek is so snoep oor sy teenwoordigheid. Ek sê vir Christine, ek wil nou alleen tyd hê. Ja. En dit is vir my lekker om by my vrou te wees. Gewoonlik is man hierna 5 jaar dan soek jy vir alleenheid. Maar ek wil nie, dit is vir my, ek en Christine is, maar ons het daai verstandhouding dat God is nommer 1. Want ek moet by hom wees om vir haar gelukkig te maak, dieselfde met haar om vir my gelukkig te maak. Dieselfde met ons om ander gelukkig te maak. So ek moet in hy teenwoordigheid bly. Kyk dit, en ons om God gelukkig te maak. Ja, onthou ons moet 'n slag ook vir God bedien. Moenie vergeet om God te bedien. In jou stilte tyd, wat sê die Onse Vader? Waar is hom? Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Wat sê jy dan? Ek bedien God. Ek gee hom die eer, ek gee hom daai respek. Ek gee hom daai waardering. Laat die naam geheilig word. In hierdie teenwoordigheid bedien ek God. Ek sê, ja, daar's niemand soos U nie. En daar is ons nou niemand. Dis ons nou nie vals nie. Moet nou nie lieg nie. Want as jy buite die teenwoordigheid is dit net 'n sê ding. Maar as jy dit beleef, is dit waarheid.
Dan is dit 'n lewenservaring. Kan jy glo mense? Magda is mos nou waar is hierdie wat se ornamentjies. Kies vir jou simbole skildery. As ek kyk hier in die kerk al hierdie goed wat ons opbou. Alles het 'n betekenis. Want ek sien nou Magda, ek noem maar net oor daar baie. Ek kom nou nie so by almal. Want ek word mos nie genooi nie. Want almal dink ek wil kom vreet. Man, julle kan die pudding en die koffie klos, ek roep net so af en toe hallo sê. Maar wie wat kyk nou as jy agter of in die kerk sit en jy kyk vorentoe in daai skildery wat Jalvin se vrou gemaak het. Dit spreek iets. Vir my spreek dit iets. Hierdie kant is daai leeu. Dit spreek. Dis wat ek sê. So as jy loop en jy kyk, onwillekeurig sien jy en dit bly voed jou minds. Wonderlik man. Of in jou kar of laat dit my net jou aan mekaar herinner dit jou van sy teenwoordigheid. Skus tog. Familie word nie genooi nie, familie kom. Ja. Amen. En jy wil dit so mooi. Dis toe dat hulle saam hoor. Hoor ons nie aangaan nie. Baie dankie. Maar ek sou julle punt. Ja. Dis dit nou. Hoe reken alles? Ek moet dan op punt 7 toe gaan. Ek dink dit moet hou rekening dat God werk deur alles wat met jou gebeur. Dis hou. Nou raak dit erg. Ek kan dan nou self hou rekening dat God deur alles wat met ons gebeur werk met jou. Dit wat ek eintlik nou net gesê het. Dit wat gebeur is God se toestemming. Maar daar is iets waaraan jy moet werk. Mense, dit kan nogal vir jou baie keer 'n seer hou gee. As jy besef God is met jou besig. Want ek dink ek het die een preek wat ek gegee het oor wat ons gepraat het oor. Ag sê kom ons vat nou maar skinder. Ek is 'n skinder is maar 'n algemene ding. Want ek skinder net so. So moenie ek het net so die Here praat my ook net so. So die oomblik as dit jou pla, is dit omdat God met jou besig is. Want dis hoogmoed as jy reageer. Ek kry nie daai teks nie, want daar's 'n teks in Spreuke wat sê dis hoogmoed as jy jouself verdedig. Ja. Daar's 'n teks, maar ek kry hom nog nie. Maar ek sal hom kry. Vra vir check. Want ja, daar ook check, wil vir my vertel van sekere goed. Daai ding weet niks van my. Asof hy al vir my ontmoet. Ja. Aan die Christus wat nou vir my wil. Hy weet nie dat God genees het nie. Amen. Ja. Die almal is daarom nou tree. Dit is die stemmetjie wat sê jy moet kyk. Wat doen die suiker? Jy wil nie luister nie. Jy maak nie so goed eet nie. Ek jy sien dat dit op water. Kom die tweede laaste een, ek oefen God se teenwoordigheid deur onderbrekings in jou lewe. Verstaan, baie keer is daar wat mense, hier is met 'n paar plekke wat die Here Jesus, ek het daar Johannes 4 van die Samaritaanse vrou, Jesus sit by die put en ek glo dat hy met sy Vader gesels en praat. En hy word onderbreek deur 'n vrou. Maar hy ervaar sy Vader se teenwoordigheid sodat dit nie vir hom, dit vir hom lekker om nou hierdie deur te gee wie sy Vader is. Dis dieselfde met ons. So as jy onderbreek word waar jy besig is met die dinge van God, moenie huiwer om van God te praat. Van sy versaai, dis wat dit eintlik sê. Dis wat ek eintlik daarmee bedoel. Net soos die vrou met bloedvloed. Jesus is op pad iewers heen.
Maar nou is hier 'n vrou wat tussenin gekom het met bloedvloei. Wie het aan my pand geraak? Ja. Dan sê hy is op pad, wie het aan my pand geraak? Dan staan so, hy is onderbreek. Daai teenwoordigheid van God sê vir jou, jy's nou hulp nodig. Ja. Jy's reg, jy's op pad, maar nou eers. Moenie ek kom later. Nee, dis nou, want sy teenwoordigheid sê nou. Ha, is dit nie wonderlik nie? Beoefen daai teenwoordigheid man. En dan die laaste enetjie wat ek opgesit het, memoriseer vir jou 'n verse of 'n gedagte uit die woord het of wat ook al. Waarmee jy wat vir jou ophelp, soos ek daar sê, wat jou kan herinner aan God se teenwoordigheid. Kom ons vat byvoorbeeld Johannes 10 vers 28. Niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Dit sê ek sit die hele tyd in sy teenwoordigheid. So as iets gebeur met jou, dan praat ek hierdie gebed of hierdie teks. Herinner dit, praat jy net daaroor. Laat hy hele tyd in jou mind. Verstaan jy wat nou besoedel jy nie jou mind met negatiewe of verkeerde dinge nie. Dink jy dan oor? Ja, jou gedagtes bly suiwer, dit bly skoon. So memoriseer vir jou 'n teks. Daar is soveel by dit. Jy iets wat jy wil. Die hoogmoed. Ek het nog Goed. Ja. Ek het hom al in 22 op Dan maar lees hom. 10de van die tweede maand in 22 het daar opgekom. Spreuke 6 vanaf vers 16. Die Here haat 6 dinge, nee, daar is 7, waarvan dit is hy. wat straal van hoogmoed. Nee, dit is hoogmoed wanneer wat ek bedoel met daai teks, as jy jouself regverdig. Of nie regverdig, hoor mooi, verdedig. Ja, as jy jouself verdedig wanneer ander iets sê sien. Spreuke 18 vers 17, die eerste wat sy saak stel, lyk reg, maar dan kom sy naaste en ondersoek hom. Ook nie hy nie. Jy kan hom ook, maar dis nog nie hy. Maar hy kan ook werk. So maar 10 vers 17. So, is daar enigiets wat iemand anders, ek het nou vandag so bietjie kort sit. En die vrou wat aan bloed van gelei, dit kom net op my op. Sy het net in die Here se kleed geraak. Sy het nie gepluk aan hom eers. En dit is hoe die Heilige Gees oor ons ook is. Hy fluister saggies hier, hy gil nie hier op jou nie, jy luister nie. Dis 'n saggies fluistering, glo ek, dat die Here met ons praat. Hy is so sag en liefdevol, so dit sê 'n galery of nie, is hy so. Ek bedoel, Jesus is so vol krag en so heilig, almal stamp aan hom. Nou, hoe sal jy nou? Saggies. Hy weet. Yes. Hy weet. Maar sy heiligheid sê vir hom, hier het iemand 'n ander manier geraak as die ander. Ander motief. Ja, Wat echt is, echt mooi. presies. Jy kan, kyk maar bietjie, partykeer kan jy tussen mense en iemand kom sit sy hand op jou rug byvoorbeeld. Dan jy voel ook, hier is 'n ander touch as wat anders. So hier's iemand wat nou dalk of 'n hand op 'n skouer, dan weet jy, maar hier's iemand wat my aandag soek. Al stamp en stoot ook almal. So ons het ook daai onderskeiding wanneer iemand jou aandag soek. Nou kan ons hierdie terugvat in die wêreld in al die stampe en stote. As jy net in die teenwoordigheid en in die gees is, sal jy weet watter stamp moet jy aandag gee. Amen. Hè? Daar's klomp stampe. Hoekom Jesus stap by die bad van Bethesda in? Daar lê net siekes, net een word genees. Want sy vader het vir hom sê net hy een. So in hierdie wêreld klomp stampe en stote, maar net een wys God vir jou uit. Hier weer klomp kinders, daar Reeuword wat ek gesit het, daar was so 'n koffieshopie gewees, deur die jare. Hier's 'n klomp kinders wat sit op bedel hier. Jy weet mos hoe die manne. Jy ken maar daai storie. Nou is hulle eet, hou my blind. Want vir wie gee jy nou? Onthou ek soek maar in die evangelie vir jou, ek hoek maar net soveel geld. En dis met petrol en. En die Here wys tussen, hulle seker 10 dae gewees, net eenetjie uit. Net een, weet jy, en ek fokus op daai eenetjie, maar ek sê niks. Al 9 is later weg, net daai eenetjie bly oor. Net die een
wat God vir my uitgewys het. So moet ons weet, dis daai stamp Aristoteles, maar die Here wys net een. Dis nou hierdie. Die Here self met jy hier is 'n dogtertjie. Hy's op pad iewers heen, maar jy moet aandag gee. Is daar enige iets? Ons is dan so 5 minute. Pastoor, ek wil ook net iets sê. Ons moet almal besef dat God mos nou in jou is. En ons moet dit aanleer dat God hoor wat jy sê, hy sien wat jy doen. So 'n mens moet dit, jy moet dit aanleer. Ek is op daai stadium wat ek God se voete of Jesus se kleed in sy voete sien partykeer wat hier reg langs my staan. So ons moet dit aanleer en dan besef jy as jy miskien wil oor iemand skinder dan pastoor, kan ek gou nog net iets een getuig van pastoor nou sê van die kindertjies. Ek is in Vredendal en ek gaan daar by 'n winkel in, maar daar's 3 straatkinders. En die Gees van die Here lei my en hy sê vir my, koop hulle kos. Ek gaan toe in en die mense by die tille jag sommer uit en ek sê nee, die kinders is saam met my. Ek laat kies vir hulle elkeen wat hulle wil hê. Hulle kan enigiets kies wat hulle wil hê. Ok, en toe is nou daar uit, ek betaal en toe is nou uitkom die laaste ou kleintjie. Dit is nogal vir my 'n humor gewees. Hy begin te huil en nou vra ek vir hom, Boeta, hoekom huil jy? Maar ek het hulle ook intussen gevra, ken hulle vir Jesus? En ja, maar hulle ken vir Jesus en so, maar die enetjie toe by hom werk, hy sê, ek vra hom, Boeta, wat is dit? Hy sê, ek soek biltong. Hy het gevrees. Daar sê, ons gaan se maar afsit. Daar sê.